Hallo almal en baie welkom. Is julle reg om 'n bietjie te leer en sommer hoop pret te hê? Vandag gaan ons saam vir julle groot eksamen oor boerdery in Suid-Afrika voorberei. Ek is so opgewonde. Kom ons spring sommer dadelik weg. Nou, ontspan, haal diep asem. Hierdie is glad nie 'n regte toets nie. Dink eerder hieraan as 'n lekker spelletjie. Ons gaan 'n vinnige vasvraag doen om seker te maak julle voel soos regte boerderykenners vir die eksamen. So, is julle gereed om te wys wat julle weet? OK, kom ons duik dadelik in. Ons begin by al die diere wat op die plaas bly en al die wonderlike goed wat ons van hulle afkry. Is julle gereed vir die heel eerste vraag? Hier kom hy. Dink 'n bietjie mooi. Groot diere, soos koeie. Wat kry ons alles van hulle af? Ek gaan nou vir 5 sekondes chip stil wees sodat jy kan dink. As jy gedink het aan melk, kaas, jogurt of beesvleis, dan is jy heeltemal reg. Gee jouself 'n klop op die skouer. Grootvee, soos beeste, is super belangrik vir al daardie lekker suiwel en vleisprodukte. Julle is slim koppe. Reg, hier is die volgende een. Dink aan daai lekker warm trui wat jy in die winter dra en dalk 'n heerlike Sondagmiddagete. Van watter dier kom dit? Jou tyd om te dink begin nou. Dis reg, dis skape. Onthou, skape noem ons kleinvee en hulle is fantasties, want hulle gee vir ons daardie sagte wol om klere van te maak en natuurlik ook lekker lamsvleis. Goed gedoen. OK, dis die laaste vraag in hierdie afdeling. Nou, onthou, pluimvee is maar net 'n deftige woord vir plaasvoëls. Kan jy aan 3 verskillendes dink? Jou 5 sekondes begin nou. Fantasties. As jy aan hoenders, eende of selfs kalkoene gedink het, is jy 100% korrek. Hierdie voëls gee vir ons daardie heerlike eiers vir ontbyt en vleis vir aandete. Julle is aan die brand. Sjoe, julle ken julle plaasdiere? Nou, kom ons ruil ons dierekennerhoed vir 'n tuinerhoed. Ons gaan nou kyk na die plante of gewasse en uitvind waar in ons pragtige land hulle die lekkerste groei. Hierdie provinsie het 'n baie oulike bynaam. Hoekom? Want so baie van die graan wat ons gebruik om brood te maak, word daar gekweek. Watter een is dit? Dink mooi. Die Vrystaat. Ja, dit word die broodmandjie genoem, want dit is soos 'n reusagtige mandjie wat oorloop van al die graan wat ons land nodig het om brood en ander lekker kos te maak. Volgende vraag. Hierdie deel van die land het sulke wonderlike grond en kry ook lekker baie reën. So, watter plante is absoluut mal oor hierdie tipe plek? Kom ons kyk wat jy onthou. Ja, mielies, koring en sonneblomme. As jy enige een van hulle genoem het, is jy op die regte pad. Die hoë veldse klimaat en goeie grond is die perfekte tuiste vir hierdie belangrike gewasse. Onthou dit, né? Reg, nou reis ons in ons koppe na 'n warmer deel van die land. Dink aan warm, amper tropiese weer. Watter soet en sappige dinge groei daar? Jy het 5 sekondes. As jy sitrusvrugte soos lemone gesê het, of piesangs of selfs suikerriet, is jy heeltemal reg. Die Laagveldse warm en vogtige weer is soos 'n droomvakansie vir hierdie heerlike soet gewasse. Dis hoekom hulle so gelukkig daar groei. Julle doen ongelooflik goed. Vir ons laaste ronde gaan ons so speurders wees. Ons gaan nou 'n bietjie dieper kyk na die hoekom. Hoekom is sekere plase op sekere plekke? En hier's 'n leidraad. Dit het alles te doen met die weer. Die Weskaap is mos baie beroemd vir daai pragtige wynplase en appelboorde. Maar watter spesiale soort klimaat maak dit alles moontlik? Kom ons kyk of jy weet. Dis 'n middellandse seeklimaat. Dit klink dalk 'n bietjie deftig, né? Maar dit beteken eintlik net warm, droë somers en koel, nat winters. En daardie spesifieke weer is die perfekte resep vir die groei van sappige druiwe en krakkerige appels. OK, volgende een. Ons soek 'n provinsie wat baie droog is, maar dis perfek vir daardie wollerige vriende van ons waaroor ons vroeër gepraat het. Watter provinsie kan dit wees? Die Noord-Kaap. Julle is reg. Skape is mos baie taai diere. Hulle gee glad nie om as dit 'n bietjie droog is nie. En dit maak die Noord-Kaap die perfekte plek vir skaaphoordery. Hierdie een is 'n lekker dinkvraag. Dink 'n bietjie aan daai koue bottel melk in jou yskas. Hoekom moet die plaas waar dit vandaan kom naby aan die winkels wees? Dink 'n bietjie logies.
Presies, melk is 'n vars produk en dit kan vinnig sleg raak of suur word en niemand hou van suurmelk nie. Dis hoekom suiwelplase naby dorpe en stede moet wees, sodat die melk blitsvinnig van die koei na die winkel en tot in jou yskas kan kom. En hier is dit, die heel laaste en die allerbelangrikste vraag. Hierdie een is soos die hoofstuk van die storie. Dit vat alles saam wat ons vandag geleer het. Wat is daai een groot belangrike rede? En die antwoord is klimaat. Dis die groot baas van boerdery, die weerstoestande. Elke liewe plant en dier het al eie gunsteling weer nodig om gelukkig en gesond te wees. Dis presies hoekom jy nie piesangbole in die koue Karoo sal kry nie. En dis dit mense, julle het die hele vasvraag klaar gemaak. Woehoe, ek is so ongelooflik trots op alles wat julle weet. Julle kan julleself nou amptelik boerderykenners noem. So, net om vinnig op te som, wat is die 3 belangrikste dinge om te onthou vir die eksamen? Nommer 1, verskillende diere gee vir ons verskillende produkte. Nommer 2, die klimaat bepaal watter tipe boerdery waar kan werk. En nommer 3, die plek van 'n plaas is superbelangrik om ons kos lekker vars te hou. Baie sterkte met al die leerwerk vir die eksamen. Julle gaan fantasties doen, ek weet dit. En terwyl julle leer, dink 'n bietjie hieroor. As jy enige plaas in Suid-Afrika kom besoek, watter een sou dit wees en hoekom? 'n wollerige skaapplaas, 'n sonnige mielieplaas of dalk 'n tropiese piesangplaas? Totsiens vereers en geniet die leer.